Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld waar ons daagliks met baie verskillende mense te doen kry. Dit is goed en reg, want as Christene is ons geroep om 'n lig vir ander te wees. Maar daar is 'n groot verskil tussen om vriendelik met almal te wees en om mense in jou intieme binnekring toe te laat wat jou weglei van God af. Vandag kyk ons na die seëning van regte metgeselle. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Korintiërs 5 vers 33. Moenie julle laat mislei nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. Wanneer ons hierdie woorde van die apostel Paulus histories beskou, sien ons hy skryf hier aan 'n gemeente in die ryk en woelige hawestad Korinte. Hierdie stad was bekend vir sy morele verval en dwaalleerstellings. Sommige mense binne die gemeente het self begin glo dat daar nie 'n opstanding van die dode is nie. Paulus waarsku die gelowiges baie direk. As julle intiem assosieer met mense wat dwaalleer verkondig of in doelbewuste sonde leef, gaan hulle lewenswyse uiteindelik julle eie geloof en karakter besmet. Mense, saam met wie jy gereeld eet en kuier, beïnvloed jou denkprosesse en jou waardes. Paulus sê nie ons moet onsself van die wêreld isoleer nie. Ons moet nog steeds die evangelie met liefde aan almal verkondig. Maar hy waarsku teen hegte deurlopende vriendskappe met mense wat kies om in rebellie teen God te lewe. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Jou nouste vriende sal of jou verhouding met God bou of dit afbreek. Die skrif leer ons deurgaans om fyn te onderskei. Spreuke 13 vers 20 sê, wie met wyse mense omgaan, word wys, wie hom met dwaase ophou, loop deur. Ware wysheid beteken dat jy jou intieme vriende kies uit mense wat jou aanmoedig om getrou aan die Here te lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die gawe van vriendskap en gemeenskap met ander. Here, gee ons asseblief vandag die gees van onderskeiding. Help ons om 'n lig te wees vir mense wat U nie ken nie, maar bewaar ons harte en ons gedagtes teen die invloed van slegte geselskap. Bring asseblief mense op ons pad wat ons liefde vir U versterk en wat ons aanspoor om heilig te lewe. Ons bid vir diegene rondom ons wat nog in rebellie leef, dat U hulle harte sal verander. Skenk ons die wysheid om met grasie en liefde op te tree, maar met absolute standvastigheid in ons geloof. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.